Want ons is dromers en doeners. Kom, vertel jou storie, deel jou beste dag. Ja, ons is dromers en doeners. Ons praat en ons lag en ons kuier saam. Goeiedag dames en here en welkom by nog 'n episode van Dromers en Doeners. Vandag chat ek met 'n baie spesiale gas. Julle het al definitief op TV gesien, maar nie noodwendig geweet wie sy is nie. Sy is 'n baie goeie danser, een van die mooiste mense wat ek ken van binne en van buite. Ek hoop ek mag dit sê. En ja, so verwelkom asseblief vir Alicia de Tooy. Hallo julle. Welkom. My kennis. Dankie. Jessie, dankie dat jy ingestem het om met my te kom chat. Natuurlijk. Gaan dit goed? Goed. Altyd besig, altyd goed. Great, waarmee is julle besig op hierdie stadium? Moet ek jou 'n rundown gee van die week? Wel, ek weet jy's besig om iets te beplan wat gebeur hierdie naweek. So ek dink kom ons chat, dit is mos hierdie naweek. Dit is hier naweek. So kom ons chat net nou daaroor. Okay. Ek is nogal excited om 'n bietjie meer oor dit te hoor. Okay. So kom ons chat 'n bietjie later oor dit. Wat ek eintlik by jou wil weet is, ek het jou geleer ken as 'n danseres en ek het jou geleer ken op Prop se musiekvideo shoot. Dit is die eerste ene gewees. Gogga, daai was nogal fun. Toe jy so rooi onesie gedra. Ja. Jy was, wat was jou naam? Warm Gogga. Warm Gogga. Ja, dit was baie funny. Ja. So ek het jou geleer ken as 'n danser. Ja. En maar obviously dink ek daar is baie meer to you than just dancing. Maar ek gaan in hierdie episode gaan ons 'n bietjie meer uitvind oor jou en jou geskiedenis maar kom ons begin by die begin. Waar het jou eerste liefde vir dans begin? Hoe lank dans jy nou al? Sure, okay. Ek het dans nou al 25 years. Ja, 25 jaar. Ek het begin op so 5 jaar, bietjie voor dit dink ek. En my ma het eintlik agterkom. Ons was by 'n skoolkonsert en ons het iets op die verhoog weer, een of ander dansers, en ek het keers regop op die banke gestaan en jy kon nie aan my vat nie, jy kon nie my skuif nie en ek het net gestaar. My ma het nog 'n foto van dit. En toe sê sy soos okay, ietsie broei. En my eerste dansklas het my ouma my gevat en sy is so trots tot vandag toe, sy is al oorlede, maar tot vandag toe, sy het vir almal met my eerste studio show, alles was sy soos, dis my dogter, ek het haar na die eerste dansklas toe gevat. So sy was soos heavy trots. Maar sy het my gevat en ek het in die hoekie gesit en gehuil. Snot en trane, verskriklik gehuil. Ek het so aan haar been vasgeklou en gewoonlik laat hulle nie regtig die ouers toe of enigiemand toe nie, maar ek het so gehuil dat die juffrou was net soos asseblief laat haar ouma net by ons sit, dis okay. So my eerste dansklas het ek regdeur gehuil. Dink jy dis omdat jy skaam was of? Ek was baie skaam. Skaam, ja. Ek was baie skaam. Well, it turned out pretty good for you. Ek meen, ja, ek kan nie eintlik glo ek is wie ek is vandag nie, want ek was nie daai dogtertjie nie. Ek dink jy het dit as dit so begin het dit actually baie goed vir jou uitgedraai. Ja. Want ek ken jou nie as 'n skaam persoon nie. Maar ek ken jou nou in 'n professionele hoedanigheid. Ja. So ek weet nou nog nie wie jy is by die huis as die kameras af is en as die ligte af is nie. Ja. Maar ons sal 'n bietjie dalk net nou uitvind. Ja. Okay, so jy het dan so dit is al 25. Jy het gesê 25 jaar. 25 jaar. Wow. Ja. En nou het jy 'n dansskool, Truth Dance Academy. Of vertel my 'n bietjie meer van hoe dit begin en net meer oor jou skool en wat se tipe studente het jy? So ek is verskriklik lief vir kinders. Altyd kids church gedoen in die kerk en you name it. Soos my hart is vir kinders. Ek voel kinders se hart is die naaste wat jy aan die Here sin sal kry, as ek dit so kan stel. Hulle is soos die oopste. Ek het kinders wat baie keer dan sal hulle vir my sê, juffrou, jy lyk moeg vandag, dan sê ek soos, dankie. Baie eerlik. Thanks, hulle is so eerlik, maar hulle is so opreg, en hulle is so, soos, as hulle liefde soek, moet jy weet, soos, hulle soek genuinely liefde. So kinders vir my is soos, ek geniet hulle so baie. Partykeer dink ek geniet hulle meer as groot mense, want hulle is net, you get what you get met 'n kind. Baie entertaining dink ek. Oh, amazing. Maar baie lief vir kinders.
So ek het reg uit skool uit begin teach en by verskillende dansskole gewerk en goeters en baie geleer. Jy leer wat jy van hou, wat jy wil incorporate en ek het regtig gedink ek wil my eie studio. Dit was eintlik die groot droom, is my eie studio en ek het dit geloof. En ek het gewerk en COVID het geslaan soos almal maar en vir die dansindustrie dis 'n luxury. Soos dansklasse is 'n luxury. Ja, definitief. Ja, en ek het toe eintlik al my werk verloor, want niemand kon meer dansjuffrouens bekostig nie. En die Here was soos, is nou of nooit. En ek onthou ek het by 'n finansiële advisor gaan sit en ek was soos, okay oomie, dis wat ek wil doen. En hy was soos, as jy hierdie kan maak werk begin COVID, dan moet jy by my kom sit en vir my raad gee. En ek dink ek was so 'n bietjie offended. Ek was so 'n bietjie soos, ek weet nie wat jy eintlik bedoel nie, thanks. Maar dis hoe my studio ontstaan het, is ek het 1 keer 'n week klas gegee vir myself en dit net ge-overflow en kinders bygekry en dit het net gegroei. Dit is nogals incredible. Ek kan so klein bietjie relate met dit. Nie dat ek nou te veel oor myself wil praat nie, want ons is hier om jou te leer ken, maar in my besigheid wat ek het met die produksiemaatskappy, met die musiekvideo's en die feeste en so aan. Ja. My heel eerste musiekvideo wat ek geshoot het, was letterlik 3 weke voor lockdown begin het. Oh my word. Het hierdie spesifieke kliënt my geboek, my opportunity gegee vir my eerste musiekvideo. Ons het hom geshoot en hom geëdit en ek het by sy huisie in Pretoria gesit en ons was besig om die final touches op die editing te doen, toe announce hulle lockdown. En dit was vir my soos, okay, wat nou? En initially was dit mos net 3 weke. Maar langs toe die kort het 'n ou deur daai, ek kan nie eens meer onthou hoe lank was dit nie, maar dit was langer as 'n jaar. Net toe ek nou hierdie liefde vir musiekvideo's begin ontwikkel, toe is dit lockdown en toe het ek nie geweet hoe gaan ek nou daai kom nie. En obviously om relevant te bly in 'n industrie, in 'n tydperk waar die reëls vir jou sê jy mag nie werk nie, selfs vir jou, is bitter moeilik. Ja. Maar gelukkig was ek geseënd genoeg dat toe lockdown begin lenient raak meer die reëls en so aan. Toe het die kliënt wat my die eerste keer gebruik het weer vir my gevra vir nog 'n musiekvideo en ons het bietjie langer meer en meer begin shoot. En ja, ek dink tot alles net weer goed gedoen. So ek's baie geseënd en ek dink ek is nou al oor 130 musiekvideo's wat ek al geshoot het. Crazy. Wat ook begin het in lockdown. Ja. So ja, ek kan nogal relate met dit. Ja, en mens weet nie waartoe jy gaan nie. Jy is net soos okay. En ek dink die ander scary deel, en jy kan vir my sê of dit met jou ook so is, maar ek glo dit is, dat 'n ou se inkomste is baie inconsistent, nê? Ja. Jy weet nie wanneer jou volgende inkomste is nie, en dit is soos, 1 maand is dit goed, 1 maand is dit bietjie minder goed, so dit is, behalwe dat ons passie uitleef oor dit ons doen, is dit nogal stresvol ook op dieselfde tyd, want jy soos, ek doen hierdie want ek se lief vir dit, maar ek moet nog steeds 'n lewe maak uit dit uit. Ja, so, ekskuus. Nee, gaan aan. Nee, so na lockdown, het dit net geboom en geblom en die studio het net gegroei. En ons groei nog steeds en my hart is, ek dink in 'n industrie wat baie kompeterend is, selfs in die dansskoolwêreld, ek meen daar's 'n dansskool om elke hoekie en draaitjie. Ek sê altyd my hart is die dag wat ek my voete in die hemel sit, dat ek kan wag met my klasregister en my kids aftik soos hulle inloop eendag. So dis my hart vir my kids. So alhoewel ek wil hê hulle moet kompeteer en alhoewel ek wil hê hulle moet amazing wees en alle goeters, soos dis my kinders, dis my babies en dis my hart vir hulle. So die dansskool is vir my amper 'n form of ministry in 'n mate ook en 'n manier waar ek kan my kids inbring. So ja, maar ons love dit. Maar daar's nou 'n dance company en dance academy. So die verskil tussen die twee? So ons het die Truth Dance Academy wat die dansskool is en die company is eintlik amazing, soos dit was nie beplan nie. Ek love choreography en ek het altyd gedink ek sal dit doen deur my dansskool, maar nooit het ek gedink dat dit so gaan wees wat ons nou doen in die company nie. En die company het eintlik begin want ek moes invoices stuur
En ek moes 'n naam hê en ek moes 'n logo hê en ek was soos okay, ek kan nie die dansskool gebruik nie want dit is amper nie verstaan professioneel nie, it's not the same. Dis nie dieselfde ding Ja, nie. en jy wil hê die company moet soos entertainment wees en die dansskool moet 'n dansskool wees en dit is so die company ontstaan en ek moes 'n logo, ek moes 'n invoice stuur. Dit is eintlik hoe dit begin het. Die eerste logo het ek net gedesign en ek was so cool, let's go, daar gat ons en die company het ontstaan, maar wat vir my nou amazing is dit is so dit komplementeer mekaar so goed. Ja. Die company en die dansskool, want my hart is dat met die company en die professioneel dans en die geleenthede wat ek vir dansers kan gee om permanent te kan geld maak. Ja. Wat so moeilik is in ons industrie, want dit is maar freelance as ek dit so kan stel. Absoluut, ja. So die idee is om 'n veilige plek. Ons industrie is amazing, maar dit kan ook baie vinnig maar bietjie donker wees en jy moet maar versigtig wees oor jou lyf, vir alles 'n danser, jou lyf en jou siel verkoop. Ja. Dit is maar een van daai dinge, ons word maar baie gesexualize en jy moet 'n sekere manier lyk en wees en al daai tipe goed. So vir my is dit 'n voorreg om vir dansers 'n veilige plek te kan gee waar hulle nooit hoef te voel hulle moet iets doen of hulle moet 'n sekere manier aantrek of hulle moet dit nie. En selfs vir my kleintjies om dan te kan beweeg in 'n safe space waar hulle geleentheid kan hê om te kan professioneel dans. Want ek het in studio's gedans wat amazing teachers gehad het, maar die geleentheid verder Daar het niks verder gebeur as hulle Nee. jou geleer hoe om te dans Ja. en dan self op jou eie, jy moet jou eie werk gaan Ja, en jy gaan vir audisies en daai goed, maar dit is, ek wil amper sê traumatizing, want jy staan daar tussen soveel dansers en jy compare jouself en baie keer kies die companies net presies dieselfde dansers wat hulle altyd gebruik, which is fine, want hulle vertrou hulle en hulle is trustworthy, I get that. Ek is ook so met my eie company, maar dit was nogals vir my om geleentheid te kan gee vir my dansers wat ek nie noodwendig gehad het nie. Is amazing. Wel, dis 'n great story, hoe dit ontstaan het. Begin by 'n invoice en dan check was jy nou. Ja. So net gou vinnig terug na die Dance Academy toe. Is dit net kids of weet jy wat se ouderdom, dis net as daar nou mense is wat kyk wat dalk hulle kinders wil inskryf of wil laat dan, is dit net kinders of wat is jou age? Nee. So ons begin by 3. Ja. Wat so cute is. Ek kan gou imagine. Ons begin by 3, maar ons het senior klasse ook en ons sit, soos ons adults is meer as welkom om te join in ons senior klasse. So dit is kom ons sê 16 en op. Ja. Die idee is, ek het al baie adult klasse apart gegee, maar ek voel baie keer as dit nie goal driven is nie, dan begin dit half stagneer, soos jou groei begin stagneer, want jy werk nie noodwendig soos die kids werk vir 'n eksamen of vir 'n kompetisie of vir 'n show nie, want baie adults wil nie noodwendig 'n kompetisie doen nie, of wil nie noodwendig 'n eksamen doen nie. So hulle wil dit doen vir fun, maar ek voel daai dryf is tog healthy. Dit is gesond. So ons sit hulle eintlik in saam met ons seniors, ons ek wil sê ouer tieners en dit stoot hulle, jy moet soos move en ek, so almal, enigiemand. Cool, ek gaan definitief op die video as ons nou edit, gaan ek jou details insit, so as iemand wil kontak, julle weet waar om haar nou in die hande te kry, en dan, ek wil gou hoor, as ons nou praat van, ons gaan nou by die musiekvideo gedeelte uitkom, is daar een oomblik in jou recent career wat vir jou die deurbraak gemaak het, wat jy gevoel het, hierdie projek van hier af vorentoe het alles verander, toe dinge begin seriously optel? Nee. Brede hoekom? Okay. Ek glo met my hele hart, elke liewe persoon wat jy ontmoet in jou lewe is daar vir 'n rede. Of om 'n les te leer, of om 'n journey mee te stap, of om 'n deur toe te maak of oop te maak. Maar ek het al gesien soos die mense wat ek uithelp, is baie keer soos die mense wat jou mees reliableste kliënte word. Die mense wat ek sê altyd, soos almal is iemand, en jy weet nooit wat lê in mense nie. En ek het dit al oor en oor gesien in my loopbaan, waar ek het baie keer, toe ek jonger was, veral toe ek in die industrie, het ek gedink, dit gaan die artists wees wat my boek.
ek het nooit gedink dit gaan die videographers wees. Ja, die mense wat die projekte bymekaar sit, ja. Wat my gaan boek nie, of die project managers, of die klankmanne, of die production team. Soos ek dink is maar uit naïef, soos ek sê, ek het in hierdie wêreld ingestap, soos Ja. nie Nie kind of geweet wat gaan gebeur, en al wat jy geweet is jy wil dans. Ja, Iets soos dit. ek wou net dans. Ja. I'm happy with that, soos ek love dit, en dit maak my gelukkig, en ek love dit om dit vir ander mense te kan bied, maar Ja. ek het nie soos besef soos hoe detailed, almal tel. En ek dink nie, ek het op 'n punt gekom, ek wil nie sê ek het geen expectations nie, ek het baie expectations en groot drome, maar ek dink regtig, die Here verras my gereeld. Ja, Waar die mense wat ek nie gedink het ons noodwendig raak gesien het, of verstaan, soos 'n geleentheid, of iemand wat my kontak, en soos, ek het nou 'n ruk terug 'n meisie gehad wat, sy was nie eers soos die main girl van die music video of enigiets, sy was soos iemand wat gehelp het met klank en ligte, en soos jou right hand man. ja. En sy het my gekontak met so cool geleentheid, en ek was soos, girl, soos mense sal baie keer soos, okay, dis net sy, en dit was nie, soos, dit is vir my amazing. Ja. So ek kan nie sê dat ek ooit gevoel het soos, nou gaan ons Ja, verstaan, dit gaan nou net alles aan mekaar kom nie. Ek Ja. dink net, elke liewe persoon het soos, so dit, 'n hidden gem. ja. Ja. So elke projek het basically 'n bietjie bygesit tot die sukses, Ja. tot waar jy nou is. Ja. En die alrede hoekom ek dit gevra het in so 'n manier is, ek het gewonder of daar een projek is wat dalk vir jou gevoel het soos 'n deurbraak, is want ek kan onthou toe ek jou ontmoet het, het ek voordat het ek jou nie geken nie. Ja. En toe het ek jou so 2 keer, 3 keer gebruik, en toe next moment kom ek agter die heerlikheid. Nou sien ek julle oral. Ja. Elke music video, en dis nie 'n slegte ding nie. Dit Ja. is 'n great ding want dit Ja. is sukses. Ja. En ek onthou ek het een keer vir jou 'n voice note gestuur om vir jou te sê, ek wil net vir jou sê well done, Ja. want dit is 'n incredible ding vir my om te sien dat jy 'n career kan maak uit so iets uit. Ja. Want ek meen baie mense dans en ons baie dansskole en Ja. goed, maar dat jy tot dusver, en kom ons hoop dit verander nie, dat jy die Ja. preferred choice is nie. Ek praat nie nou net van jou as Alicia nie, maar Ja, jy en die jou dansers. company, ja. Want ek meen jy het partykeer sien ek music videos waar daar 6 of 7 van julle is. Ja. En jy het goeie dansers, hoor. Ek het. Julle is flippend goed. Ek het amazing dansers. Ja. Ja. En ek dink ook die ander rede, en ek kan nou vouch vir, ek dink almal wat al saam met jou gewerk het. Ek dink die rede hoekom mense julle wil gebruik is nie net omdat julle goed is nie, maar baie professioneel en voorbereid altyd. Ja. Nooit laat nie, en maklik om mee te werk op stel, super professioneel. Dankie. So ek dink dit is een van die redes hoekom jy ook so suksesvol is. Dankie. Maar nou het ek 'n ander vraag oor dans. Hierdie is nou 'n bietjie, Okay. dit gaan oor dans en is 'n bietjie ligter. Jy's onlangs verloof. Ja. Baie geluk. Dankie. Eerstens, ek het nou die dag vir Freddie Ja. ontmoet vir die eerste Ja. keer, alhoewel ek al lankal weet wie hy Ja. is. Kan hy dans? Hy kan, maar hy sê hy kan nie. O, Toe ons ontmoet het, toe moes ons na 'n troue toe gaan, en hy was net soos, nee, ek kan nie saam jou vas dans nie. En hy kan dans, maar ek dink dit is maar 'n ander ding as dit iemand se, dis soos om te sing langs 'n musikant. Ja. Of langs 'n sanger. Jy's kind of soos, okay. ja, hierdie is die pro en Ja, dis ek nou. so jy fluister sing, maar soos ek dink, ek gee nie om nie, soos as jy my in 'n sosiale omgewing sit, is ek die weirdste danser daar, want dit was vir altyd die ergste as ons uitgaan, en almal soos, doen 'n split, Ag, dan sê ek nee. soos, nee, dankie, of hulle wil hê jy moet in die middel van die sirkel, dis vir die awkwardste ding, ek kan nie, ek is net soos, Ek is nogal bly jy sê dit, want dit was een van my vrae, soos, Nee. hoe is dit nou as jy by 'n kuier of 'n troue of iets is en almal weet jy kan flip en goed dans. Dis die pressure op jou, soos kom doen iets. So dit is nogal funny wat jy dit nou sê. is, maar ek is 'n weirdo, so ek is Ja. okay daarmee, en ek dink die mense wat my ken, as ek by jou troue is, dan ken jy darm 'n deeltjie van my. Ja. Maar ek moet sê, ons was 'n ruk terug by 'n troue, en dit het my so omkant gevang. Ek het nie, ons is in baie musiekvideo's, maar dis nie 'n ding vir my nie. Ja. Soos ek voel, dis amazing, ek's baie dankbaar, en ek love dit. Ja. Ek dink,
baie min dansers kry die geleentheid om 'n dokumentary te hê van jou lewe. Wow, ja. Dis hoe ek voel oor die musiekvideo. Soos jy kan die groei sien, jy kan die dansers, jy kan die company se groei. Dis vir my amazing. Ja. So ek sien musiekvideo's as soos 'n keepsake Ja. vir my loopbaan. Want dit gaan vir ewig bestaan. Ja, Solank hulle net nie van YouTube afval nie, gaan daai ding vir ewig daar wees. So jou kinders kan eendag ja, na jou heel eerste musiekvideo gaan kyk. exactly. Dis hoekom ek baie spesifiek is oor wat ons daar buite sit. Ja. Maar dit was vir my die vreemdste ding, ons was by 'n troue gewees en familie, so dis chilled. Maar obviously is daar mense van buite en ons was op die dansvloer en hierdie girl kom na my toe gehardloop en sy sê, oh my word, jy is die, en ek is net soos, nee, ek is nie. Ek het letterlik gesê, ek is nie. En ek het begin lag, ek sê, nee, okay, ek is. Maar, want sy wou 'n foto neem, maar dit was vir my die vreemdste ervaring, die iemand erken jou, buite jou Ja. normale, dit was regtig vir my weird. Maar dis cool want ek dink sy 'n jong girltjie. Nee, was hy Sy jong? is seker my ouderdom. O. Ja. Ek wil net sê want eintlik as dit nou 'n kid was, soos 'n kind, Ja. jy inspire hulle dalk om ook so te kan dans. Daar was later die aand was daar sy is ook my ouderdom, maar sy het al kiddies en Ja. sy was soos my dogter love jou. Kan Ja. ek asseblief 'n foto van my? So dit is so sweet, maar dit was vir my die vreemdste. Ek het na Freddie toe gestap by die troue en ek was soos, Okay. dit was so weird. Dit het nou net gebeur. En hy het so gelag want hy soos, maar my liefie, mense sien jou en ek soos, okay. En van daai video's het miljoene views, nee. Ek weet, dit is Crazy. weird. Kan jy onthou wat was die heel eerste musiekvideo wat jy as Alicia gedoen het? Ek kan. As jy nie wil sê nie, hoef jy nie. Nee, ek kan Maar nie ek dink sê. as jy dit sê, gaan mense dit nou gaan soek. Ja, mense gaan dit soek. Ek was brunet, ek was nog op skool gewees. Ek was baie brunet en dit was voor Dirk van der Westhuizen was. Okay. So dit was 'n musiekvideo vir hom. Ek kan nie die naam onthou eers van die O, liedjie okay, nie, so maar it's dit was way back. ja, dit was soos 'n miljoen jaar Maar terug. dit is ook toe jy het gedans in daai video. Ja, Okay, ja. ja, dit was deur die dansskool waarin ek was. Een van die meisies het hom geken in goeters. En daarna het ek vir iemand in ons kerk, toe was ek nog in Hillsong gewees, het ek 'n musiekvideo vir hulle geshoot. En ek dink daai een se naam is Veldblom of iets soos dit. Okay. Ja, maar dit het ek nou gaan, soos toe ek nou my lysie gaan maak, dis ek soos, oh my word, Ja. soos, ja. Maar dis nou nie noodwendig soos iets wat ek gekoreografeer het of wat ek voel ek was soos in my prime of iets soos dit, maar dit was, ja, dit is baie funny, ja. So die lysie waarvan sy praat is, ek het in my navorsing kon ek nie eers hierdie details reg kry nie. So dit het ek vir Elisa gevra om vir my te gaan uitfigure. Dit is die lysie waarvan jy praat. Ja. So in hoeveel musiekvideo's was jy en wel kom ons sê jy, want ek weet nou nie wat het jy gaan doen nie. So in hoeveel musiekvideo's was jy al? So ek was in 38 al. Wow, as danser, ja. As danser. En dan die company, dink ek trek op so 25, 26. Dis nou in 'n van my goedjies is obviously nou lank terug want ek het vroeg op skool begin professioneel dans. Ja. Maar van die goedjies soos die company se goeders is nou in die laaste 2 jaar. Ja. Ja. So jy kan sê daai 25 in die laaste 2 jaar. Dit is incredible hoor. Ek dink dit is awesome want nie alle musiekvideo's het dansers in nie. Nee. En en jy sal nou vir my kan sê, maar uit my ervaring uit is om dansers te gebruik in musiekvideo's is redelik 'n recent trend nogal. Ja. So lank terug was die groot trend vir musiekvideo's is maar storielyne. Performance video's vir band, daai is nog altyd 'n ding want dit werk. En storielyne was altyd 'n groot ding in musiekvideo's en dit gebeur nog steeds, maar nou is dit nogal dis nou nogal 'n thing waar dansers in musiekvideo's in is. Ek dink dit het begin met TikTok. Definitief. Ek dink dit het definitief. En alhoewel ek nie 'n probleem het met daai journey nie, ek dink dit het die deur oopgemaak vir professionele dansers om in te tree. Ja. Maar dit was my baie keer partykeer nogal soos ek het sulke amazing dansers. Ja. Ek het well-trained dansers wat se bene tot hier kan gaan en kan split en kan you name it. Soos trained is in multiple styles en al daai tipe goeders. En dit was half moeilik toe die industrie weer oopmaak vir dansers, was dit baie soos tone it down. Ja.
En ek was soos, maar hulle is amazing. Hulle is so goed, ja. Soos ek wil brag met hulle, soos ek wil nie tone down nie. En ek dink, ek moet sê, toe ons Dans Kwagga gedoen het, dit was die eerste keer wat ons weer soos proper, soos kickline en splits en alles. En ek voel dit het nogals vlam gevat in die industrie om te gaan, dansers, soos dansers. Maar dit is nou my opinie, maar ek voel van daar af het ons baie meer dans choreografie geboek. Ja. Ja. Okay, cool. Maar daai is nogal 'n cool video, ek moet sê. Ja, dit was happen nogal fun. en klein Kwagga in die video so is cutie. flip en oulik. Hy's so cute. Hoorie, en dan so op die laaste paar topics oor music videos voor ons nou aanbeweeg na iets anders toe. Het jy 'n favorite music video? En jy mag sê, my mag nie bias wees om een wat ek shoot. Jy mag nie dit, jy hoef nie bias te wees om vir my net te kies wat ek geshoot het nie, want daar het al incredible mense vir music videos geshoot wat jy in is. Het jy 'n favorite wat jy of julle company al gedoen het? Ek het controversial tot die dans. Die music videos wat ek gedoen het vir jou, vir Fran Prins. O ja, vir Fran Prins, ja. Ja, en vir Pierre Kalitz. Ek het saam met Gerdoan geshoot daar. Ja. Dis nou onlangs uit, maar dit was meer 'n contemporary ding en joune was obviously baie meer net soos acting en goed. Ja. Maar dit was vreemd om myself deur so lens te sien. Ja. Soos meer soos 'n ek dink baie keer is dit soos woohoo, soos upbeat en alles is soos cutesy en sexy en dit was vir my baie refreshing om myself in soos 'n subtle en amper meer vroulike en sagte of soos daai musiekvideo was bietjie meer hartbreek. Wat sien is dit nou die van Pierre. Van Pierre. En dit was vir my eintlik lekker om myself in so lig te sien. Ja. Dit is my nogal cool want ek het my twee favorites wat ek al gedoen het saam met jou. Ja. Is obviously Fran Prins se Hoogtyd is my favorite. Ja. Want ek het die opportunity gekry om en ek hoop nou nie hierdie kom verkeerd oor nie, maar ek het die opportunity gekry om jou te shoot en om 'n mooi kant van jou te wys wat nie dance related is nie. Ja. So daai shots wat ons geneem het daar is vir my incredible. Ja. En dit het so mooi ingepas by die song en die storie wat ons met hom gecreate het. En dit is so eenvoudig geweest eintlik die music video. So daai en dan die ander favorite music video vir my is Olyfie van Dion Groot. Ek love daai. Want daai is soveel pret. Ja. Daar is nie eintlik choreography betrokke geweest nie. Dit is 'n very free spirited video. En ek moet vir jou sê, ek was bitterlik senuweeagtig oor albei van daai. Regtig? Ja. Hoekom? Want dis nie dans nie. Wel, ek het ons vir jou gesê ons gaan dit net wing. Ja. Ja. Maar ek is gewoond aan structure en choreography and it's mapped out, it's planned, it's to the T. So dit was vir my, die challenge van dit was vir my amazing. Ja. Ek het dit gelove. Yes. Soos ek het dit baie gelove. Ja. En dit was vir my, ek was eintlik, en ek kan dit sê want ek bedoel dit nie arrogant, ek was eintlik regtig trots op myself. Jy moet wees. Want ek het nie dit, ek was so nervous, maar ek het nie daai expectation gehad van ek kan dit doen nie. Soos ek sê, ek was eintlik 'n skaam kind. Ek was die meisie met die toespraakkaartjies wat daar gestaan het, bloedrooi gebloos, soos wat jy nog nooit gesien het nie. Soos my oortjies was so aan die brand as ek moes toespraak. So om myself te sien in 'n acting amper meer daai kant was vir my eintlik baie cool. Ek hoor presies wat jy sê want jy het jouself ook nie geken as so tipe persoon voor 'n kamera nie. Nee. Alhoewel Olyfie het 'n bietjie dans involve, maar dit was dit was baie free. Ja. Maar ek dink jy het 'n baie goeie director gehad. Jy het. Ek dink jy het 'n goeie director gehad want jy was op jou gemaak en jy het alles genail. Ek dink daar was soveel van daai shots wat ons een take, alles is perfek. Dit het gehelp want dis was ook die eerste keer wat ek met Dion gewerk het.
Ja. So dit het gehelp dat hulle buite gesit het, want ek was net soos ouma woord, dis almal nou moet sien hoe word ek wakker uit hierdie bed uit. En Ja, shame. ek was regtig senuweeagtig. Wel, en dis funny want hoogtyd lê jy ook in 'n bed Ja. en dan met olyfie word jy dan wakker uit die bed Ja. uit. So, die ander ding, ek gaan nou daaroor praat, maar ek gaan wanneer ek vir Dion op die episode het, een van die episode het, gaan ek met hom ook chat, maar onthou jy met olyfie se shoot, wat het gebeur daai dag? Ek meen, Ja. ek het soveel respek vir hom gekry, want ons het so ver gery om my video te gaan shoot, en hy het daai dag so goed perform en gesing en alles, en toe daai aand ons vir ons gesê, sy pa is oorlede, Ja. daai oggend, op pad na die music video shoot, Ja. toe kry hy die oproep, om te sê sy pa is oorlede. En hy het vir niemand gesê nie, hy het deurgedruk, so super professioneel van hom. Ja. So dit is een van die redes hoekom daai music video nie net een van my favourite is wat jy in is nie, maar oor die algemeen, want die backstory agter Ja. alles is eintlik so goed. Ja. En my favourite deel is waar jy val. En dan as jy so wakker word, jy so die mekaar. Ja. Daai is so funny. Jy het dit so goed gedoen. Dankie. So ja, well done op dit. Ek is super trots op jou. Maar ja, daar's nou nog iets wat ek jou wou gevra het. Hierdie is nou 'n bietjie meer 'n serious question. Wat het jou loopbaan as danser van jou af weggevat, maar ook vir jou weer iets anders gegee? Okay, as ek gaan probeer kort wees. Okay, ons het Maar- geen tyd limit nie. Jy kan maar Okay. chat. Ek het begin professioneel dans op 'n baie jong. Ek was 15 toe ek begin professioneel dans. En ek het saam baie ouer meisies gedans en college girls en universiteit en al daai dinge. En ek het dit geloof. Ek het dit geloof, dit het my regtig baie vinnig mature gemaak. Maar ek het uitgemis op skool, op die kuiers en al daai tipe goed. Maar ek regret nie 'n oomblik van dit nie. Ek het op skool geatletiek, genetbal, you name it, en dan tussenin gaan dans ook. Ja. Huiswerk het ek probeer doen. Ek moet nie dit te hardop sê vir my kinders nie, maar Vir jou danskinders. ja. 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 Ja, vir jou studente. Ja, Ja. doen jou huiswerk. Maar ek het daar's 'n ding in die dansindustrie wat ons altyd sê, I can't have rehearsals. It's a thing. Ja, absoluut. Ja, It's 100% a thing. Ons kan nie, ons het altyd rehearsals en goeders. Ek dink dans het, ek wil amper sê my gered van die tienerlewe, waaroor ek baie dankbaar is. Okay. Die kuier en die jouself verloor. Ja. Ek het gaan kuier, ek het al daai goeders, maar niks was ooit in oormaat nie. Ja. En ek love dit. Ek dink ons het my veilig gehou van sekere goeders. Ja. En ek dink dit is hoekom dit belangrik is dat soos die kinders ook, hulle moet 'n passie hê. Ja. Al is hulle nie die beste daarin nie, hulle moet 'n passie hê. Dans het my ook wel, ek dink deur die spiral gevat van die self-image en die life en die dinge. So toe ek begin professioneel dans het, was dit nog jy moet klein wees. Ja. So ons was geweeg, ons was gemeet, ons was in die son gesit in 'n broekie en dan check hulle jou celluliet. Wow. Ja. En ek dink op hoërskool, Ja. that's a lot. Wel, ek dink vir enige vrou that's a lot. En dit was nie 'n vrou wat jou geweeg het, dit was 'n man wat jou geweeg het. Ja. En 'n man wat vir jou gesê het soos that's not good enough, jy moet verloor, so ek was konstant in my lewe vertel soos jy moet gewig verloor, jy moet dit, jy moet 'n sekere in die danswêreld baie mense, hulle gee nie om wat se size jy is nie. Die costumes word gekoop in 'n small en 'n extra small and you just have to fit in it. Damn. So ek dink daai en ek dink baie min dansers praat daaroor want almal soos nee, body love en positivity is nou Ja. al baie beter, maar ek dink nie dit is noodwendig so in die danswêreld nie. Ja. Ek dink nie dit het al verander in die danswêreld nie. Baie meer mense is so, ek verwag my dansers om gesond te wees, om sterk te wees, om fiks te wees. Ja. That is what I want for you. Ja. I want you to be healthy. Ja. Maar ek sal nooit my dansers deur daai journey sit nie. Ja. En ek moet konstant, ek was op 'n fase van my lewe, dank die Here vir my ma, maar ek is al soos, vandag begin, ek gaan nie meer eet nie.
dan sê ek op skool, genuine. Wow. Ek gaan nie meer eet nie. Dan sit nou naweek, dan sê ek soos, okay, druk nou deur. Dan sê my ma soos, sussie, kom ons gaan eet bietjie ietsie. Dan sê ek soos, okay, cool, want wat sê jy nou? Soos jy kan nie anorexia kry voor jou ma nie, as ek dit so kan stel, maar dit was letterlik soos hoe ek begin redeneer het oor my lyf en goed, en ek dank die Here, ek dink regtig dit was die Heilige Gees wat net vir my ma gesê het, jou dogter moet eet vandag, maar dit was nogals iets wat ek eintlik wens die journey het nie so knak in my gehad vir 'n baie lang tyd oor my liggaam nie. Ja. Dit was op 'n stadium so dat ek op die verhoog sal klim en ons sal foto's neem en dan sal ek almal check en dan sê ek soos, oh, my bobeen is die grootste tussen almal se daar. En dan soos dit was soos 'n mental ding. En dan pla dit Dit my verskriklik gepla. So ek dink dit was soos die een journey wat ek nooit vir my dansers wil hê nie. Ja. Dit is iets wat ek nie wil. So dis die ek wil sê die goeie en die sleg, soos die dans hou jou besig, dit hou jou uit die moeilikheid uit. Ja. En dit gee vir jou regtig geleentheid. Ek sê altyd jy kan baie doen met dans en jy kan geld maak terwyl jy swat en jy kan doen waarvoor jy lief is terwyl jy swat. Maar die lyf ding is regtig nog steeds 'n ding. En ek het baie vriendinne wat nou nog sukkel met sulke goed. Ja. Ja. Ek kan nogal dink. En ek dink die ding van dans ook is as jy nou praat van daai tydperk waar jy gevoel het jy gaan nou nie eet nie. So 'n danser moet obviously fiks wees. Jy moet na jou lyf kyk in terme van jy moet jouself oppas. Ja. Maar as jy nie eet nie, het jou liggaam nie fuel om te perform nie. So eintlik doen jy dan meer skade. Jy dink jy dit lyk nou goed en jy's nou maarder en daai goed, maar eintlik doen jy meer skade. Alles. Ek dink veral vir vrouens met hulle hormone, met hulle metabolisme, soos ons moet so spesifiek wees oor wat ons inneem, maar ek dink ek het na rukkie soos 'n mini workshops aangebied met my kids en begin, ek het eintlik 'n life coaching kursus gedoen. Juist omdat ek wou eintlik sielkundig gaan swat het, maar dis 'n ander storie. Want ek is so lief vir kids. En ek het 'n life coach kursus gaan doen en dit was deel van dit is om te leer oor nutrition en eet en daai tipe goeders. En ek het 'n workshop bymekaar gestel om te sê, wat het jy nodig? Wat het jy genuinely nodig? Wat doen suiker in jou lyf? Wat doen dit nie? En ek het dit begin doen met my kids. Ja. Sodat hulle begin besef soos, jy moet na jouself kyk. Nie net vir jouself nie, vir jou man, vir jou kinders, vir jou lewe eendag om 'n lang lewe te leef. Maar dis okay, soos eet. Asseblief eet. Jy moet eet. Ja, jy moet absoluut eet. As jy nie eet nie, hoe gaan jy operate? Hoe gaan jy dit doen? Hoorie, dis crazy. Dan het ek vir jou nog 'n vraag. Dink jy dans kan gesond maak? Baie. Emosioneel en fisies, natuurlik. Alles. Dans jy ooit alleen? Ja. Wanneer niemand kyk nie. Ja. Is dit? Ja. En wat is die een song wat jy altyd kry om te move? Is daar heidaglik iets wat as jy daai song hoor dan wil jy net go? Ek is baie lief vir musiek. En ek kan nie vir jou sê ek het 'n sekere genre nie, want ek is lief vir alles. Ek dink dit hang seker af van wat se mood ek is. Is dit? Ja. Ek het sekere soos liedjies wat ek wil sê my contemporary hartsnare, my worship hartsnare tikkel. Ja. En dan het ek nou weer soos, ek wil amper sê spiritual warfare liedjies, dis soos hip-hop maar rap. Ja. Maar soos Christian rap en dan ek soos so dit hang af soos as ek in die gym is dan sê, maar Freddie weet ook soos as ek in die gym is dan sê ek soos staan stil, maar ek is besig met my eie moves daar. My brein's heeltyd besig met choreography en sulke goeters ook, maar nee, dit genees alles. Ek glo jou baie. En ek dink vir jou as danser dink ek dit doen. Ek wil nou aansluit gegebeurt wat jy sê in die gym. Ek weet presies wat jy bedoel. Ek is nou nie 'n danser nie, glo my. Dans is soos die verste ding van my talent pool af wat ek ge-inherit het. Ja. Maar as ek my oorfone op het en ek gym, dan moet ek myself keer om te wil saam sing of te wil air gitaar. Ja. Want ek luister cool musiek in die gym en dan sien ek ander mense en dan hulle rond speel hulle drome dan dink ek jy okay. Maar eintlik wil ek dit ook doen. Ja. So ek moet myself ook contain in die gym want ek is soos jy kan nie nou hier hard saam sing nie. So weet jy, so ek dit lyk dink nogal jy kan. snaaks. Ek dink ek kan. Ja, I don't know, ek weet nie, ek hou Ek maar. voel dit bring mense joy. Ja, dit doen. Daarom geniet ek dit in die gym, met musiek en alles. Ja. Hoorie, dan wil ek gou vir jou vra, wat is die mooiste danser
kwaliteit, wat is die mooiste kwaliteit vir 'n danser wat nie geleer kan word nie. Soos kom ek rephrase dit dalk. As jy iemand sien wat dans, wat is daai een ding wat jy in hulle sien wat soos, yes, daai girl, daai ou het dit. Wat is daar so iets? Vir my is dit hard. Ek voel jy kan baie leer. Jy kan regtig baie leer in dans. Ja. Maar ek het altyd, ek verduidelik dit vir my kids so, as die judges vir jou sit en kyk by 'n kompetisie en jy doen 'n extension en jy soos reach, jy kan reach of jy kan reach. En gewoonlik sal jy die judges sien saam jou reach, soos hulle groei saam jou. So hulle is in daai moment. Ja. Okay. Veral met soos 'n contemporary tipe style en sulke goeders, maar selfs met hip-hop, soos jy sal sien die judges is soos, yeah, soos hulle hulle is klim in die in dinge, saam met ja. jou. Ja, en dit vir my, dit is hard. As ek jou kan maak iets voel, Ja. deur net vir my te kyk, ek hoef nie vir jou woord te sê nie, ek kan werk met dit. Dis amazing, Ja. want ek het al baie keer, ek sien nie meer baie van dit op TV nie, maar ek kan onthou in die verlede, daar was baie danskompetisies, soos wat nou, daar was 'n baie bekende een, So you think you can dance? Do you think you can dance, daai ene. Ja. En ek het nogal dit baie gekyk, want ek kan nogal dansers admire. Ja. En die way hoe 'n danser met 'n stuk musiek, sonder om enigiets te sê, 'n storie te kan vertel. Daai is, It's amazing. ja, ek dink dis 'n talent daai hoor. It's amazing. So ja, weet jy, ek het vir jou 'n paar ander vrae hierso wat ek Okay, gaan okay. deurblaai. Bietjie meer ligter, funnier vrae. Okay. So ek gaan gaan deurblaai. As jy 'n slukkie van jou koffie wil vra uit ons beautiful koppies uit. Ek gaan gou by hierdie bladsy uitkom. So ek gaan weer so 'n paar quick fire vrae. O, genade, is jy okay? Okay, ek smet jou. So ek gaan 'n paar opsie vrae vra. Okay, net so laat ons jou so 'n bietjie beter leer ken. Is jy 'n Okay. oggend of 'n aand mens? Ek weet nie. Ek is al twee. Ek was altyd 'n aandmens. Ek was altyd 'n oggendmens. Nee, ek is al twee. So jy weet nie. Ek weet eintlik nie. Kom ek sal dit so, met die dans is dit maar so. Ja. So, dit hang af hoeveel ek geslaap het. Maybe is dit die regte antwoord. Okay, maar as jy nou so 'n laat aand van jy het nou laat geshow en goed en jy kom by die huis, slaap jy laat daai oggend of as jy vroeg op en voel jy fresh? Of wil jy regtig laat slaap? Ek sal love om laat te slaap, Is it? maar my klokkie is soos word wakker. Okay. Ja, ja. Right, next question, Bosveld vakansie of see vakansie? Zie. Is dit? Burgers of pizza? Burgers. Okay. Met avo. As jy 'n vliegtuigkaartjie boek, wil jy voor in die vliegtuig sit of agter in die vliegtuig? By die venster. Okay, dit was my volgende een. Aisle seat of venster seat. Venster en gewoonlik ek hou meer van voor, maar is net omdat ek vinniger kan uitkom. Absoluut. Ek sê ook so. Ja. Almal sê altyd nee, dit is in 'n crash, as 'n vliegtuig moet val, is jy veiliger agter as voor. Ek sê, okay, maar ek wil eintlik net as ons land vinnig uitkom. Ja. Ek is nie bang vir die dood nie, as dit my tyd is, my tyd. Dis alright. Ek wil net Exactly. net vroeër uitkom. Ek dink ek weet hierdie antwoord vir die volgende vraag, maar katte of honde? Ons het eintlik al twee. O, Ja. okay. Love al twee. Maar ek dink honde. Honde. Ja. Ek is ook 'n hondmens, Ja. definitief. TikTok of Instagram? Instagram. Instagram. Kom ons chat gou daaroor. Hoe voel jy oor social media se comment section? Ek gaan jou blok. Blok en blaze. Ja. Blok, jy moet nie my blok nie asseblief. Nee, ek gaan nie. Maar blok en blaze, ja. Ja. My Instagram is nie vir jou nie. Ja. Dis hoe ek daaroor voel. Ja. Dis vir my 'n marketingplatform, dis vir my 'n plek waar ek mense kan inspireer en kan soos kyk wat ek gedoen, hoe awesome. It's not for you. So thanks for the support. Love you to bits. Maar ons het nou letterlik gister is daar 'n girl wat iets gecomment het van daai broeke werk nie. Dan sê ek soos maar girl, jy het lingerie aan in jou foto, so jy het nie eers 'n broek aan nie. So I don't think that's a fair comment. Ja, soos Do you get what I'm saying? kan ons hierdie broek vir jou leen dalk? Ja, Die kort een, so ja. ek mind dit nie, each to their own, Ja. maar ek dink jy kan kommentaar lewer oor iemand se lewe waarvan jy niks weet nie. En ek sê altyd vir mense, ek sê dit baie keer vir my dansers en mense wat soos my ontmoet vir die eerste keer. Instagram vir my is 'n marketing tool. Ja. It's not my life. Ja. Jy weet nie my hartseer nie, jy weet nie of ek gisterond gehuil het of ek gelag het of Ja. verstaan jy, soos en ek is nie iemand wat
ek wil so 'n journey. Ja, Ek wil nie met jou 'n journey oor my foon nie. ja, So as jy my vriendin is, we're gonna Ja. so one-on-one. ja. Maar ek Instagram's vir my, dis nie vir jou nie. Ja, baie mense kan so lelik wees in 'n comment Dis section. verskriklik. Ek het dit al gesien en ek kan nie dink dat mense so mean is. As jy nie hou van wat jy sien, jy scroll net verby. Ja. Maar nou doen jy nog Unfollow. nie, nou doen jy nog die moeite om eerstens hulle follow jou Ja. want hulle wil obviously sien wat jy doen. Ja. En dan post jy nou iets en ek kan dink vir dansers veral. Ja. En daar's ietsie wat ek oor gaan wil praat nou. Mm. En ek dink veral in daai Mm. segment wat ek nou oor gaan wil praat. In die comment section dink ek kan julle nogal baie kritiek of mense kan baie comments maak wat lelik is. So dan eerstens volg hulle jou of die skool of wat ook al en dan comment hulle, dan doen hulle die moeite om in te gaan en die lelike goeters te skryf. Scroll net verby as jy nie hou van wat jy sien nie. My opinie is net soos, is so cliché, but ain't nobody got time for that. Ja. Soos, what are you doing with your life, dat jy tyd het vir dit? Soos, Ja. ek het skors tyd om almal so goed te gaan like en ek probeer altyd soos you Google, maar soos, I don't have time for that. Ja. So, okay, ek reply nie eers, ek het in die begin was ek soos, en nou is ek net soos, okay, Ja. cool, shop, Crazy. Yes. happy vir jou. So, ek sal beter daarmee, maar dit het my gevang. Ja. Maar nou is ek net soos, okay, cool, Ja. happiness. Okay, well, dan gaan ons gou vinnig. Hierdie is nog netjie vir jou. Mm. Groot troue of klein troue? As jy weet wat 'n troue kos. Ek weet, Ja, dis rof. Medium. medium troue. Ja. Okay. Ek en Freddie grap baie daaroor dat ons chat en sê ons sal maklik hier loop. Ons het ontmoet in Mosambiek, ons het verloof geraak in Zanzibar. Soos ons is seemense, so vat ons see toe, ons Ja. kan net daar I do, love you, mwah, klaar. Maar ons het amazing mense in ons lewens, ons het amazing familie, ons het amazing ouers, Ja. ons het amazing vriendinne en vriende en dit voel verkeerd Ja. om dit nie saam met hulle te celebrate nie. Dis is ook die waarheid. Ek meen ek het vriende gehad by wie se troue ek bitter graag wou wees en toe het hulle getrou op die strand in Mosambiek en nooit teruggekom Suid-Afrika toe om 'n onthaal te hou nie. Ek is baie lief vir julle nog steeds. Ek weet julle kyk en julle weet wie julle is, maar dit was vir my sad want Ja. daar's mense wat deel in jou geluk en in jou journey van julle wat nou gaan trou en dan kan hulle nie daar wees nie. Ons het al ook sulkes gehad en ons baie lief vir hulle ook. Ek dink mense is net regtig so lief vir hulle. Ja. Soos jy's genuinely so lief vir hulle dat ek wil daar wees vir jou. Ja. Ek en 'n vriendin het nou die dag daar 'n chat ook gehad wat ek net gesê het soos ons wil altyd alles self mee deel, maar ons mense wat so lief is vir jou. Ja. Ons wil dit saam jou doen en ons wil saam jou journey. Ja. So dit gaan eintlik oor, dit gaan nie soveel so oor hulle, dit gaan oor soos ek is lief vir jou. Ek wil soos Ja. jou high five na die tyd en sê well done. Ja, verstaan? en dankie ja. dat julle die beste dag van my lewe saam met my deel. Ja. Awesome. Okay, Ja. cool. Paar nog so laaste paar quickfire vrae. Boek lees of movie kyk? Movie. Ek raak aan die slaap met boek lees. Is dit? Ja, ek moet regop sit en Bybel lees. Ek raak aan die slaap. It's terrible. Die eerste bladsy al. Maak jou se oë net moeg en dan uit. Ja, Crazy. Netflix binge of YouTube rabbit hole? nee, Netflix. Netflix. Ja. Ja. YouTube bou my soos, Ja. wat gaan ek volgende doen? Ja. Ja. Wat is die laaste series wat jy gebinge het op Netflix? As jy ewen tyd het want jy is so besig. Ja, hoorie, dit vat my baie lank om deur 'n series te kom. Ek gaan nie Okay, so jy gaan hom nie binge nie, jy gaan hom net kyk. Ja, Wat is maar die dit vat laaste- so 6 maande om deur om te kom. Ek love animations. O, Ek love animations en cartoons en goed, ek dink is omdat ons wêreld is baie besig, ons wêreld is baie keer baie donker, ek dink veral vir 'n vrou is dit nogal soos overwhelming Ja. om die hele tyd soos geweld en al daai goeders in te neem, veral met movies en series en sulke tipe goed, so ek is soos 'n star butterfly girl in the forces of evil, soos I'm that girl. okay. Ja, ek weet dit is baie controversial, maar dit is iets wat ek kan sit en kyk sonder om soos
ek hoef nie so invested te wees in dit nie. Ja. En ek is die persoon wat huil tydens animations. Ek is soos there for it. Okay. Ja, ek is 'n Interesting. softie. Ek hou van animations. My favorite movie, maar my favorite movie is actually Shrek. Want ek lag my dood vir dit. Ja, En ek het dis dit seker al 140,000 keer gekyk. Ek weet nie. Dit is baie. Dit is vir my verskriklik snaaks. So as dit by animations kom, is daai tipe flieks my gunsteling. Ja. En weet jy wat dink ek wat vir my so great is van dit is daar's sulke fyn humor in. Ja. Wat baie keer net groot mense vang. Ja. So kinders kyk Dis die as movie, pres. maar die groot mense vang die Ja. humor. Ja. En dan is ek's baie lief vir flieks wat gebaseer is op ware verhale. Ja. En ek hou nogal van oorlogmovies, soos enige Ja. war movie wat based is on a true story. So dit is vir my want dis die moeite werd vir my om te kyk want dit het regtig gebeur. Ja. So ek hou nogal van dit. Ek love dit. Paar silly vrae gegee. Hier's nog vir jou Okay. vir jou opsievraag gee soos sou jy eerder. Okay. So sou jy eerder wil teruggaan in tyd vir een dag of vir een dag in die toekoms in kan sien? Terug in tyd. Okay. Sou jy eerder net kan loop in slow motion of net kan praat in fast forward? Fast forward. So vinnig Fast praat. forward. Is dit? Die storie vertel en Ek klaar. is die persoon wat almal mal 2 voice note luister. Okay. Sal jy eerder permanent 'n snork wil hê as jy lag of eerder 'n permanente evil villain lag? 'n Snork. Okay. Sou jy eerder elke keer 'n pyperkat wil kry as jy 'n bladsy omblaai of sal jy eerder elke keer jou tong wil raakbyt as jy iets kou? Dis 'n terrible een. Ek weet, dis 'n moeilike een. Jo, seker maar my tong raak. Sê ek wat nie van hulle is Ek voel lekker dit raak vinniger gesond as dit as 'n pyperkat. nie. 'n Pyperkat kan in die pad wees hoor. Ja. Sal jy eerder nooit weer wil braaivleis eet nie of eerder nooit weer wil koffie drink nie? As Freddy vir my braai, dan sal ek eerder wil braaivleis hê. So hy braai die lekkerste. Freddy, Ek was nie 'n vleisliefhebber nie. O nee. Ja. Okay. Nou is ek soos Okay. Ja. Wel, ek sal graag Freddy met my bietjie nooi asseblief vir 'n braai. Ek wil net sien. Hoor jy liefie? Ja, want sy sê jy braai die lekkerste. I doen. So want as hy Dis die net rede ek. is hoekom jy vleis eet, dan moet dit amazing wees. Nee, dit is. Ja. Dit is. Definitief. Ek Dis amazing. Sal jy eerder wil kan teleport maar net na plekke toe waar jy alreeds was in jou lewe of net kan vlieg, man, jy kan net vlieg so vinnig soos wat jy loop. Ek wou nie die teleport nie. Ek was al by cool plekke. So jy maak nie wil jy nie teleport nie. Ek sal eerder. O, sal jy eerder dit wil Ja. doen om terug te gaan? Ja, weer gaan Mosambik, Zanzibar, Ja. Londen, Jy New sê het vir my- York, Jy het my so 'n cool foto gestuur waar jy in so in die Nee, arches. ek het jou gevra vir daai foto so rukkie terug waar jy en Freddy met so 'n klip, so arch ding. O, ja. Yes, daar. Dis in die Kaap. O ja, dis hier. Tapat se gat, ja. Okay, cool. Ja. En kom ons aanpak gou daai, jy het gesê New York. Ja. Tell me about that. Ek wil weet. So ja. My oupa en my ouma, al my oupas en oumas, maar my oupa en ouma aan my pa se kant. Dis die ouma wat my dansklas toe gevat het. Hulle het ons na skool rondgery. Hulle het alles. En tot vandag my oupa is my hart se snaar. So soos ja, ek kan nie wag om hom eendag te sien nie, soos en om net te vertel. Ons het altyd gaan sit op die bank en gepraat oor God en oor soos my oupa was so raw regte mens. So hy het dit gesê soos dit is, maar hy sou met my gechat het oor goed wat groot mense nie sal sê nie. Ja. Verstaan soos ons glo net in die Here en alles is net great. Niemand praat oor die twyfel of oor die onsekerheid of sulke tipe goed nie. En my oupa was net soos, hy sal my sê hy het hierdie gelees in die Bybel en hy verstaan dit glad nie. Dan sê ek soos dankie tog iemand anders verstaan nie wat daaraan gaan nie. So my oupa was net so amazing raw mens en ek onthou ek het geleentheid gekry om oor see te gaan deelneem. Maar as jy gaan deelneem is jou audience casting agencies, O ja, agente. no pressure. En ek was 18. Ek was net uit skool uit, eerste jaar uit skool uit. En my oupa het vir ons almal, al die kleinkinders geld gespaar en gesê wanneer hulle voel hierdie is 'n geleentheid om in te invest. Ja.
En dit was vir my die sweetste ding, soos my oupa het na my toe gekom en hy het vir my gesê, Sissie, ek het vir jou hierdie geld gebere en ek wil hê jy moet dit gebruik as jy oorsee gaan. En ek was so spaarsamig met dit dat ek letterlik amper helfte van dit teruggebring het. Want dit was vir my net so, maar ek het oorsee gaan deelneem en castings gedoen en dit was ook vir my 'n nuwe journey want jy moes soos triple threat, jy moes eintlik alles doen, jy moes modelwerk gedoen het, jy moes sing, Ja. jy moes dans, jy moes acting doen en alles en dit was so cool leerskool. Ons het workshops gedoen met mense van Broadway en alles en ek weet nie, dit was nogals vir my 'n eye-opener dat ek miskien soos in die industrie gaan intree. Ja. Selfs toe, want toe het ek soos callbacks gekry vir soos dit was nie Disney, ek dink dit was Nickelodeon en van die New York Film Academy en ons het eintlik tog gaan kuier en goed en die een van die directors het na my toe gekom en hy soos sal jy oorweeg om hiernatoe te trek en te swat en ek was soos ja, maar acting is nie regtig soos heeltemal my hart nie en hy soos nee, ons het 'n Broadway section en alles but I can sell your look. Ja. En dit was vir my soos half soos okay, cool en ek was 19, maar my hart is maar vir Suid-Afrika. Ja. En min het ek geweet dat my lewe so amazing gaan wees wat voor lê. Ja. Ja. So jy doen obviously nou baie goed hierso en jy is so suksesvol met die dansskool en goed. Maar is daar 'n droom wat jy jaag, wat jy nog chase, wat dalk nie ja, kom ons sê net wat het jy nog 'n groot droom wat jy nog chase, wat jy wil bereik as Alethea? Ek wil obviously alles moet nog groter en groei en ek voel hoe meer mense ek kan werk gee, hoe beter. Hoe ja, soos dis my hart. En dit gaan nou seker so cliché klink, maar my grootste droom buite die dans is om 'n mamma te wees. Ja. Maar ek is seker dit gaan gebeur. Ek is so excited. Ja. Soos ek kan nie wag om met so 'n boekpensie te staan en teach en so ek weet dit klink seker maar baie cliché, maar dis my hart is soos om 'n mamma te kan wees en Ek is seker dit gaan gebeur, maar julle trou obviously binnekort, so maar het julle al 'n troudatum? ons het volgende jaar September. En dit werk perfek uit vakansiedag voor die tyd, trou, skoolvakansie na die tyd. So dit is so smooth. So as julle op die 25ste. Ja. So ek en my vrou wou op die 25ste September getrou het. Ons het 2 jaar terug getrou. Ja. Maar ons kon letterlik nie enige datums of enige venues naby dit kry nie, want ons het ook gedink trou op die 25ste, lekker vakansiedag voor die tyd, so kan jou anniversary bietjie weggaan. Ja. Maar ons het nou eventueel op die 13de September getrou op 'n Woensdag. Okay. Dis So nie ja. te ek moet sê die vrou het gesê Vrydag is eintlik beter vir troue. Sy sê die mense is eintlik net bietjie rustiger. Sy sê weekstroues is Ja. want die mense vat die hele dag af. Waar Ja. Saterdag moet hulle nog bietjie errands hardloop. en- Ja, so is julle op 'n watse dag trou jy? Vrydag. Awesome. Ja. Ag, ek is so excited. Ja. Hoor jy, ek het nog so vinnige paar vragies oor dans en want ons tyd is amper verby. So wat is vir jou die highlight van die grootste stage, jou highlight wat jy al gaan dans het, want jy doen nie net music videos nie, ek meen jy dans by op groot produksies, musiekfeeste en goed. Ja. So is daar 'n highlight wat jy het? In die bos het ons hierdie jaar gedoen en dis die eerste keer in baie lank wat hulle dansers gehad het. Ek was vrotsiek. Ek was actually so siek dat ek was so medicated. Tussen die danse moes ek hardloop want ek was so naar geweest. Dit was eintlik crazy, maar wat 'n crazy show. Soos hierdie jaar het hulle 'n 30 meter stage gehad met 'n 30 meter ramp en as 'n danser dis al klaar baie om te dans. Nou moet jy nog travel. So partykeer het ons geran in die volgende move en net om op ons spot te kom. Dit is eintlik insane. So jy's meer moeg cardio gewys van die hardloop as wat jy is van die dans. Van die dans. Maar dit was bitterkoud. Maar dit was so cool. Dit was so cool om dit voor te berei, om die choreography vir dit te doen en dit was nogals challenging. Ons het nie regtig rehearsals gehad so met die artist of enigiets voor die tyd nie. So ons het letterlik stage placements op ons eie gedoen en sulke goed en ons was net soos bly uit die artist se pad uit because obviously they're the main attraction. Ja.
Maar dit was nou maar net hoe dit uitgewerk het hierdie jaar. Ek dink omdat dit nou die eerste keer is wat hulle nou weer dansers ingehaat het en goeders. So ons het nie regtig kans gehad om saam met die artists te rehearse of enigiets soos dit nie. So we just had to make it work. Maar van our artists is net so goed op stage dat hulle net soos they just follow you. En dan jy soos yay, okay, cool. Alles in het. Ja, so dit was eintlik vir my amazing, maar ek dink ook soos om die girls se excitement te sien rondom hierdie shows en die choreography en goeders, soos elke company each to their own. Party doen meer choreography en repeat dit baie en goeders, maar ons het soos vir elke dans full new choreography gedoen. So ons het 10 soos full routines gehad, van begin tot einde. En ek meen Kurt se medley was soos 8 minute, ek dink was soos 8 minute lank of iets. Ek onthou, ek was daar gewees want ek het die foto's geneem. Ek onthou met daai Kurt medley, dit was insane. Julle het soveel goed gedoen. Ja, daai was nogal 'n lang. En weet jy wat was die funnieste? Soos met baie goeters het ek gedink, okay, ons het soos ten minste, kom ons sê 5 minute om aan te trek of wat ook al. En omdat daar's 6 entrances van onderaf. So jy het 6 entrances van onderaf en dan moet jy nog afhardloop om te gaan. So jy mors klaar 'n minuut en 'n half, 2 minute net om by jou costume uit te kom, om weer aan te trek. So dit was nogals rof. So die tyd wat jy gedink het jy het om aan te trek, jy het dit nie. Jy het dit glad nie. So ons het geran, maar dit was my so cool. En is vir baie mense. Ek meen, ek dink ons 30,000 plus mense. Ja, dit was so cool. Grootste crowd nog vir julle? Ja. En dit was so full circle moment, want toe ek begin professioneel dans het, en ek was nog op skool, het ons by In die Bos gaan dans. En dit was ook soos huge crowd, ons het nog so Arno Jordaan, en Gerard Stein, en al daai mense gedans, en ek onthou, as 'n jong skoolmeisie eintlik, het ek daar ingestap, en ek soos, oh my word, wat doen ek, hierdie is soos insane. En nou om die persoon te wees wat die team vat vir dit, so full circle. So insane. So, dit is so crazy, so selfs die van die costumes wat ons gedra het, back then, daai company bestaan nou nie meer en goed nie, en ek het hulle gekontak en gesê, hoorie, mind julle as ek van die costumes oorkoop, stunning costumes. En ek het costumes wat ek gedra het op skool, wat ek nou nog dra. Want dit is mooi versorg en ons het dit oorgedoen en bedazzle goed. So dit is so crazy, soos daai tyd het ek nooit gedink, ek gaan hier sit en met jou conversation hê oor dit nie. Dat dit my lewe is nie. So, ek kan onthou, ek was so conflicted in daai moments gewees by In die Bos, want ek is nou hulle amptelike fotograaf en dis een show en ek moet die kunstenaars afneem en of die stage en die beligting en dan add hulle nou hierdie jaar nog die dansers. Dis ek soos, ek weet ek moet fokus op die artist want hulle is soos die rede hoekom meeste mense kaartjies koop en julle is daar om die stage te decorate en nog voller en dan wil ek julle afneem en dan sê ek soos, maar ek kan nie. So partykeer wens ek ons is 2 of 3 shows waar ek kan fokus op die kunstenaars en dan ook op die dansers. Maar ek het daar, ek dink ek het een cool foto van jou. Jy het 'n cool shot met die gitaar. In wie was dit? Dit was Zaan. Zaan, dit was in Zaan se. Ja, ten minste vir my. Ja, ek gaan daai foto op hierdie skerm nou sit. Maar daai was vir my epic, want dit het reg voor my gebeur. En die stage is mos 30 meter lank. Ja, dit moes vir jou 'n mission gewees het. En dan as ek daar kom, dan besluit die kunstenaar dat hy gaan omdraai. So dan, maar ons het soveel cool goeders daai aand afgeneem en gesien en julle was amazing. Dankie. Hoorie, kom ons chat vinnig oor wat gebeur. Obviously as hierdie episode nou uitsaai, is dit eintlik al verby. Maar vertel my wat gebeur hierdie naweek. Julle beplan ietsie. Tell me about that, want ek dink ek is excited oor dit en ek wil hê jy moet net 'n bietjie daaroor praat. Okay, so dit is ons annual showcase. So elke jaar doen ons dansskool doen kompetisie, doen eksamen in hulle verskillende associations en daai tipe goeders. En dan is dit ons annual show. En dit is soos, ek sê altyd dis die pride and joy. Dis wat jy vir mamma en pappa wys, soos wat het ek die hele jaar aan gewerk en al daai tipe goed. En dan, ek meen my dansers is so amazing, ek het vir hulle gesê, hoorie, wil julle join, wil julle jump in, soos, so dan het hulle ook die geleentheid om die professionele dansers te sien, en die kleintjies loved it, want hulle is soos,
ouma hoor die tannies op TV en die tannies langs my en sy gaan op dieselfde verhoogte ons en dit is so goeie encouragement soos vir hulle om te gaan, I can do this, Ja. soos ek kan in hulle voetspore volg en dis amazing. So ons theme is so fun, dit is the Time Travelers Dance en die idee is dat dit soos ons gaan na verskillende feite toe in geskiedenis en ons create soos danse rondom dit. Van dit is quirky, van dit is serious, van dit is fun en dit is net so fun, soos iets so kleins, maar ons het dis een van my mini hip-hop groepies en hulle is so klein en hulle is so cute. Maar daar was toe Einstein oorlede is, het hulle probeer sy brein steel. Ek weet nie of jy weet van daai feit nie. Nee, So hoe doen 'n mens dit? Hulle het gedink as hulle nou sy brein steel, dan gaan hulle soos sy intelligence kan unlock. Ja, Verstaan was jy wat ek bedoel? Soos dit hulle analyse of iets, ja, so hulle is die burglars en dan hardloop hulle daar in met hulle flitsliggies, maar dit is so cute en dan gaan die liedjie woep woep, that's the sound of the police en dit is so cute. So Ja. dit is ietsie van alles en ek voel net dit is so. My pa sê altyd, dit is so belangrik om die senior dansers te sien en die professionele dansers, want hy het hulle altyd gesien in die shows en gegaan, my dogter gaan daar kan uitkom, my dogter, en dit is so ek is so excited, ons Ja. is in 'n teater, ons is in AfriForum, en ek is so excited. Yes, ek wens julle alle sterkte toe. Ek gaan Dankie. ongelukkig nie daar kan wees nie. Ek weet ons het vroeër gepraat Ja. dat ek dit vir julle kon afneem, maar Ja, ek dink dit gaan so cool wees. So Ja. ek hoop ek kry 'n opportunity om in die toekoms ja. julle volgende ene gaan sien. As daai lyfie. Ja, shame. Ja. En ja, ek wil eintlik net vir jou sê baie dankie vir jou tyd. Ek is so bly jy het ingestem om met my te kom chat. En dat ons 'n bietjie meer van jou kon leer. Ja. Ek wens jou alle sterkte toe. Ek hoop ek sien julle in nog honderde musiekvideo's en op Dankie. honderde groot stages en Ons vat produksies. Ja, verseker, en mag jy geseënd en blessed wees. Dankie. Ek het vir jou 'n geskenkie. Oh, So ek dink ek kan hom sommer oopmaak. Dis net om vir jou te sê dankie dat jy hier was en 'n klein souvenir vir jou tyd hier by ons. jy joke. Ek het vir jou gesê jy moet dit verkoop as merch. So dat my het jou naam op. Oh, dankie. Ek hoop hy's reg gespel. Hy is, né? Ja, dit is- Hy is. Dis 'n daar's moeilike nou- een. So daar's nou jou eie Love beker. it. So as jy koffie drink in die Dankie. oggende, kan jy daarom terugkyk na hierdie oomblik toe. Ek gaan. So baie dankie dat jy hier was. Ja, ons het nog 'n hele klomp episodes wat op pad is. So ek wil net vir julle almal sê dankie dat julle gekyk het en weer eens dankie vir jou en ek wens jou alles sterkte Dankie toe. dat jy my gehad het. En dankie vir die lekker chat. En ja, ons sien julle weer binnekort op dieselfde tyd, selfde plek. Dankie. Want ons is dromers en doeners. Kom, vertel je story, deel je beste dag. Ja, ons is dromers en